Vriende, vandag het ons 'n baie interessante onderwerp wat ons gaan bespreek hierso in Kameeldrif. Ons het hier vir Ziets Fourie hier by my. Hy is al reeds 'n baie jare lank hier 'n inwoner en hy het 'n baie interessante onderwerp en ook geskiedenis. Ek gaan hom vinnig vra, Ziets, vertel my so vinnig, waar kom jy vandaan? Wat is jou aanloop tot waar jy nou vandag is? Piet, dankie vir die voorreg om hier by jou te kuier. Ja, ek is in Boorling daar van Mafeking omgewing. Ek het daar skool gegaan en na skool, daai jare was ons verplig om diensplig te doen, so ek het 2 jaar diensplig in die lugmag gedien, waar ek opgelei is as 'n radaroperateur. Daarna het ek gaan studeer argitektuur by die ou Technikon, wat nou Tshwane Universiteit van Tegnologie is, en so het ek ook my hoërdiploma verwerf. Ek was in die privaat sektor gewees, en daar in 1986 rond was die ekonomie bietjie deur 'n dip, en in ons bedryf sê hulle gewoonlik goed dat jy weet eers dat daar is 'n fout in die ekonomie en jy weet laaster dat dit reg is, en so was dit die geval, en ek wou meer vastigheid as 'n jong man hê, en so het ek opleidings pos aanvaar in Soshanguve, waar ek opleiding gedoen het in argitektsvakke en siviele vakke, en later het ek die opleidingshoof geraak van die sentrum. Hier in 1994 was ons verplig om die sentrum meer in lyn te kry met die nuwe bedeling, omdat dit tegnies was, en het ons die college oorgesit na die tegniese college Soshanguve. Ek was ingetrek terug na hoofkantoor, want dit het onder departement arbeid geval, en daar het ek begin om tweede bevel van diensprodukte wat later Supported Employment Enterprise geraak het, te wees, en het ons die vervaardiging van meubels en tekstielware gedoen daarso met 3000 mense met gestremdheid. Ja, maar dis 'n totale verandering van jou professie, naamlik om argitek te wees, hè? Hulle sê gewoonlik voordat jy op pensioen gaan, word jy so 3 keer heropgelei in beroepe. Ja. Jy hardloop na en deur bestuur. Ja, ek moes my inskool weer in tekstiele, laat jy naand, soos in die Engelse woord te gebruik, 'n passion vir dit kry, jy weet, Ja. jy begin naand inleer waar dit vandaan kom, en dan ook die ondersteuning. En jy weet, in ons bedryf was die Weskaap vir ons 'n baie belangrike kliënt, want hulle is nou onder die DA, maar soos wat my vorige CEO gesê het, die DA koop by die ANC, maar die ANC koop nie by die DA nie. Het die ANC nie self van hulle eie fabrieke gebruik gemaak nie. Baie van die werk wat deur gestremdes gedoen is in die fabrieke was in 1945 vir oorlogveterane geskep. Word deesdae nou van China af ingevoer, wat hartseer is, die fabrieke sit sonder werk. Jy weet, jy verloor die dimensie van opleiding en kundigheid naderhand. So ja, dit was 'n probleem. Bestaan daai fabrieke nog steeds? Die fabrieke bestaan nog steeds, ja. Ek was op 'n tyd op 3 geleenthede was ek waarnemende CEO ook op die fabrieke gewees. Ja, hulle bestaan nog steeds. In 2009 het die minister in Glaglana besluit, maar dis politieke selfmoord om die fabrieke toe te maak. En het hulle 'n turnaround strategy, maar van die werk wat gereserveer was deur Tesourie destyds, het hulle oopgemaak vir die publiek. En dis hoe die tuislande teruggekom het, want toe is daar industrie geskep, en skielik moes hulle terugkom na die nasionale regering, en het daar industrie swaar getrek. So ja, dit is daar, maar die beskerming nie, jy weet, vanaf 2000 het die fabrieke gekompeteer met die open mark, met gestremde mense. En tans is dit nog nie heeltemal reggestel nie. Die fabrieke trek swaar, beperkte werk, en soos ek sê, net die Weskaap gesondheid maak ernstig gebruik van die fabrieke. Ja, dis fantasties, ja. En toe het jy nou aangegaan, en toe gaan jy op pensioen. Ja, nou is jy lekker 'n pensionaris op die oomblik, hè? Ja, ou, geniet dit, maar jy weet, jy het net 'n nuwe baas wat. Ja, en jyself. Jy weet, en jou vrou ook, jy weet, jy kry werk waar dit vir jou sê, as jy klaar is, en jy kom al jou plek, so jy is nooit klaar met wat jy mee besig is. Ja. Kyk, soos hulle sê, hier kan ek, jy weet, 'n ander vriend van my het altyd gesê, sy vrou sê by die huis, en sê, hoor, hier kan ek dit
en dan wys hy teen die muur, kan sê dit wil hê en sê wil dit vasgeslaan, hier kan ek dit, jy weet nie. Jy weet presies. Ja, so dit kan 'n storie wees. Vertel my bietjie, waar het jy nou betrokke geraak? Sedert nou 'n paar jaar gelede, terwyl jy nog in diens was, nie waar nie, voor jy nou pensioen gegaan het. Ja. En dis nou baie interessante dinge. Dit gaan oor kanonne waarvan ek niks weet nie. Die algemene publiek hier in ons omgewing, ek wil amper sê grootendeels in Suid-Afrika weet nie waaroor dit gaan nie. Dis geskiedkundig, dit kom uit die oorlogstydperk, maar daar het baie gebeur en baie mense daarbey betrokke geraak. Daar's 'n verenigings wat gestig is daarmee. Hoe lank is die kom ons sê die kanonvereniging nou al in bestaan? En Piet, kom ek begin so waar ek met kanonne, want ek was ook self nie kundige en het ook nie, ja, ons boerseuns hou van vuurwapens en jy weet, ons het, om die Engelse terme, jy weet, as ons kuier iewers is dan net nie iemand uitdaag om 'n marksman te wees, wie kan die beste skiet. So vuurwapens is in ons harte en in ons bloed daarso. Maar ek het ook groot geword in 'n Christelike huis en gelofte daar was belangrik vir ons ook. Jy weet, dit was gehanteer as 'n Sondag. En miskien net om gelofte daar amper te praat. Ek weet nie of ons volk regtig bewus is dat ons het eintlik 3 geloftes op ons volk. En na my kennis is ons die enigste saam met die Israelies wat 'n gelofte met God gemaak het tot ons volk daar. Die eerste gelofte was die Jan van Riebeeck gelofte wat 2 jaar nadat hy in die Kaap gekom het. Hy het 6 April 1652, so op dieselfde dag 6 April 1654, het hy 'n gelofte gemaak tot die Here en gesê, maar as die Here hulle sal help om hierdie vesting of hierdie halweg huis in die Kaap te stig, daar sal hulle hierdie dag en datum. So daar's elemente wat later ook in die Bloedrivier gelofte kom. So dit was die een Jan van Riebeeck se gelofte en toe nou die Bloedrivier gelofte toe daar nood was en Pieter Retief hulle vermoor is en toe daarnaand 'n hele kommando opgestel het as 'n strafkommando waar hulle naand Andries Petoors ingetrek het. En dan die derde gelofte wat op ons volk is die Parekraal gelofte. Dit het gebeur met die eerste Anglo-Boereoorlog in 1980. Toe 5000 man in opdrag van Paul Kruger, president Paul Kruger, 'n stapel elkeen 'n klip gaan sit het daar. Dit het so sterk band gemaak dat die Engelse het later met die oorlog het hulle die klippe weggery om net die gees en die samebind van die boere, ja. Van die boere amper sê te wou breek daarso, maar dis die 3 geloftes daar. Maar nou terug te kom daarso, ek het ook so in ons gemeenskap kerkdienste bygewoon. Jy weet, een van jou groot harte wat baie keer 'n spreker was om Daan Geldenhuys, almal sal hom ook ken daar. En so was ek gekoopteer, ek dink is in 2006, om ook deel van bestuur te raak van die geloftefeeskomitee. Maar wat my opgeval het, ons was toe naby, jy weet wat ons sê, geloftefees in die area, die Sekooigat, Rodeplaat, Buffelsdrif gebied, was toe naby 100 jaar oud, een van die oudste terreine om Pretoria. Ja. Maar die opkoms het my nogal opgeval dat op 'n slag was daar soos 40 mense. En dit was vir my, en as bestuur moet jy voorloop en jy moet kreatief wees. En ek het gedink, wat het my opgeval met gelofte daarin? Baie keer die blaadjie wat deurgekom het, en ek het amper so prentjies saamgebring daarvoor om Piet. Sauerelsel wat op Griekse kanon is, het my baie opgeval en gesê, maar die kanon, die gelofte, dit gee impak en dit wil bring jou weer by mekaar. En so het ek begin om onderstel te kry. Ek het 'n kanonloop gemaak, maar ek het toe nou nie 'n gietery nie. Ek kan met houtwerk werk daarso en so het ek 'n houtkanon gedraai. En ons het op die kanon gesit en ek het redelik met verf en klei rondgespeel binnekant. Laat hy naand redelik solied geklink en gelyk het soos 'n stuk yster daar en ons het die kanon gebruik waar ons predikant dan in die vertrek waar ons die gelofte gehad het op die kanon geklim het en dan die gelofte afgelê het en dit het nogal impak. Die mense het begin bywoon daar.
op een van die geleenthede my buurman generaal George Meyering het hy na die kanon toe gestap en hy het so teen die loop geklop en hy het my gevra, nou waar het jy die loop gegiet? Ek sê vir hom, George, dis 'n houtloop hier en hy kon dit nie glo nie. So ek het hom in Solite omgemaak. Ja. Maar jy weet, die Here bring goed op 'n ou se pad en so het ek betrokke geraak en iewers uitgekom by Johan Greiling, wat tans ons president of ons voorsitter van die ZR Kanoniersvereniging is, en hy het op daai stadium ook oor sy hart gekry om Griekie kanonne te bou wat na in die boere hart als is, en hy het 5 lope gegiet. 3 van die lope was reguit gewees en 2 van hulle was maar nou van die proef gewees wat nou skeef is daar, maar so het ek een van die lope bekom en ook gebruik en ook gemonteer op die onderstel wat ek gehad het daar. Nou die kanonne het ons baie keer opgebou van ou hout, ou sliepers wat jy sny, wiele, ou wiele, sodat dit autentiek is. Jy weet, baie keer die ons gewonder of dit die regte Griekie is en die vraag was, en jy die geskiedenis gegee, waar is regte Griekie wat nou tans in die Sinotaafsaal by die Voortrekke monument is dit die oorspronklike Griekie daar? Die oorspronklike. Waar was die Griekie die eerste keer gebruik? Nee man, kyk, Griekie was ingetrek. Sarel Silje weet ons draaskennis en hy het die gelofte op Griekie gedoen 9 dae van die 9de af by Wasbank. So dis waar Griekie haar bekendheid, hulle het maar saamgebring. Met die oorlog self daarso was daar 'n tweede kanon, Weeskind, wat ons oor kan gesels ook daarso, wat 'n koperkanon was van Andries Petoor self. Dit was sy eie besitting wat hy saamgebring het toe hy aangevra is om die boere te kom help daarso. Maar ons sit nou so met die kanon en dit was aangewend, jy weet, uit jou bekwaam, jy het jou op daai stadium met ons nuwe wetgewing van ons vuurwapens en kruit en swartkruit wat 'n plofstof is. So ons moes ons bekwaam om swartkruit bevoegdheidssertifikate te kry en dan moes jy ook aan 'n vereniging behoort het. En dit was beperk, ek bedoel, daar tans nou 'n hele paar verenigings vir die swartkruit, die Meesters Kanonvereniging na in die Kaap, die Miniatuur Kanonvereniging in Pretoria, maar op daai stadium het ek en Johan Greiling wat 'n geweersmid is, hy's in Witbank, met ons gevoel, maar luister, ons moet die ZR Kanoniersvereniging stig en as jy vir ons sê watter dag het ons het nie die datum opgesit nie, maar hier is die sertifikaat wat ons die ZR mee O ja. Eendrag maak mag. Eendrag maak mag. Johan het vreeslik sentiment onder die ou vuurkleur, so baie van die goeders het in daai rigting getrek die. So hy was die slagaar met baie van die sentimente daar. So ja, so het ons dan die ZR Kanoniers gestig, wat ons dan later ook opleiding modules gekry het. Die SAP het ons kom evalueer en op 'n punt het hulle ons gebruik daarso om demonstrasie te van kanonveiligheid en het ons ook dit so ver gevat, want deel van ons oogmerke is om jong kanoniers op te lei, jy weet, om ou geskiedkundige kanonne te restoreer, as ook om replikas te maak van Griekie kanon en dit op gelofte terreine te plaas as 'n impak vir die gemeenskap. Hoeveel het julle nou al van dit geplaas? Julle nou 'n klompie gemaak die afgelope tyd. Ons het op Bloedrivier, by die Voortrekke monument en by Paardekraal, dis die 3 belangrike terreine vir ons. Daar's behoeftes vir Amajuba en die ook wat seker later aangespreek sal word, maar dis die belangrike wat eintlik die volk aan mekaar hou daarso. Daar in 2020 met COVID het Bloedrivier te hore gekom van my Griekie kanon en dat dit 'n werkende kanon is en het hulle maar uitgenooi om daarin op 16 Desember 2020 die kanon te kom afvuur daar so op Bloedrivier. Ek was af onder toe en
Die 15de die aand het hulle my gevra om die kanon in die laar te sit en 'n skoot uit die laar uit te skiet, en toe die volgende dag was daar 3 skote afgevuur. Die laaste skoot was met so 'n jong knapie, kaalvoet knapie wat ek saam die skoot afgevuur het, en dit gaan eintlik oor ons jeug. Maar wat toe nou agtergekom word, dat die skoot wat ek uit die laar uit geskiet het, die 15de die aand, was die eerste skoot wat weer deur 'n kanon geskiet is uit die laar uit. Daar was 10 met voorlaaiers en daar was inhuldiging van die monument by die saal bo, waar hulle kanon gebruik het, maar daar het nooit weer 'n kanon uit die laar uit geskiet nie. So dit was toe die eerste, en toe dit nou ter sprake kom, jy weet, toe voel ek in my hart te goed te sê, maar die kanon is nie met my nie, dis nou volksbesit. En het ons met die Voortrekker Monument in die terrein geskakel en gesê, luister, ons gaan dit vir julle skenk. En daar in September 2021 het ons oorhandiging gedoen wat daar by die Voortrekker Monument plaasgevind het. Daar was koerantberigte ook. Jy weet, ek sê altyd, dit was 'n voorblad, 'n berig gewees, groot kanon wat afgevuur word, daar was in die Beeld en in die Burger. En ek sê, ek het altyd die voorblad gedeel saam met Ysmakashule, maar vir die beter gedeelte. So ja, nee, dis toe oorhandig daar. Nou, ons ZHR, soos ek sê, word erken en ons reik sertifikate uit. En so ook met die kanonsoorhandiging het ons 'n sertifikaat uitgereik daar. In ons konstitusie is dit ook saamgevat, ekskuus tog, dat ek as ondervoorsitter teken, as generaal Koos Delary, ek PP, en dan ons voorsitter is dan president Paul Creer, hy PP ook daar. En so het ons dan ook die sertifikaat uitgereik, en op daai stadium aan die kurator of die persoon in beheer by Bloedrivier, en het ons hom gedoop kommandant Andries Petoor. So die sertifikaat was aan hulle uitgereik saam met die kanon by die Voortrekker Monument, en was die kanon afgevoer na Bloedrivier, was hy tans en ook werkend daar so is, met gelofte en met geleenthede, wat sy afgevuur word. So met die kanone het ou gesit dat, ons het ook natuurlik die ou opgelei op die terrein, hy het ook deur sy eksamens gegaan, sodat hy bevoegd is, want hy werk met publiek, so dit was ons belangrik dat ons gekwalifiseerde ou daar ook kry. So het 2023 gekom, en dit was toe die 185-jarige vieringe. Nou op Bloukrans was daar blykbaar 185 kinders gedood deur die Zulus. En was dit 'n datum wat amper belangrik is, wat ons gevoel het, maar luister, kom ons as ZHR doen ook iets daar, so kom ons het nou erkenning gegee aan Griekie, kom ons gee erkenning aan die ander kanon, aan Weeskind, die koperkanon van Andries Petoors. Daar is 'n moontlikheid dat daar 'n derde kanon was, maar die insette wat daar gegee is, waar daar oor kanonne gepraat is, sê dat by elke waaropening was 'n kanon. En hulle aanvaar, daar was ten minste die 2 openinge met 'n Weeskind. Nou, net iets om oor Weeskind te sê. Weeskind was deel van die wonderwerk wat op die terrein plaasgevind het. Want toe die oorlog nou die oggend, en baie ouens sê, Weeskind het net 1 skoot geskiet, maar ek dink sy het meer as 1 skoot geskiet. Toe die veldslag begin, glo ek die kanonne was gelaai, die gewere was reg, en was daar seker vuur uitgedeel op die vyand daarso. Maar op 'n punt, toe kom Andries Petoors agter, dat die groot Zulu mag is nog in die oorkant, want hulle het die impies ingestuur, hulle het verdwaal die aand, en toe daglig kom in die missak, het die aanval begin daar. En hy gee toe 'n opdrag, Andries Petoors self vir sy kanonier, en sê, maar luister, daar is die groot mag. Kyk, plaas so my skoot daarin, kyk of jy daar kan kom, sit die kanon op klippe, en sit 'n dubbellading in, en vuur, en kyk of jy dit kan doen. Nou die afstand is 1,8 kilometer. Ja. Die looplengte is daai looplengte, nou om te korrel, ons ouens wat jagters is, dit vat baie van jou om raak te skiet met daai, maar die skoot het afgegaan, hy het in die Zulus ingeval, die effek was reg, en die groot aanval het toe ook plaasgevind.
Met die slag het die kanon agteroor geval. En was daar nie tyd om alweer op te tel nie. En daar die inset van, ja, sy het net een skoot. Dit was haar laaste skoot. Ja. Maar die Zulus het nou aangeval en ons ken die verloop van die hele terrein. Net interessant, ekskuus onderbreek, waarmee word so kanon gelaai? Om nou sekerlik nie 'n ronde bal soos ons nou altyd, almal dink maar 'n kanon, van daai is een ronde bal, maar dis seker om 'n skip te laat sink, hè, as jy dit wil hê. Kyk wat met Grietjie gebeur het, hulle het Grietjie baie potskerwe, kettingse goed, en haar amper, want sy het 'n kort loopie gehad, en haar reikafstand was nie baie ver gewees nie, so hulle dit gebruik en dit as 'n halgeweer, soortgelyk om kort afstand skade te verrig. So dit was nie enkel koel, die effek van 'n enkel koel is dat jy mors eintlik kruit. En jy het baie kruit gebruik, so hulle was spaarsamig met die kanonne. Maar so was Weeskind 'n 3-ponder gewees, so haar loopie was bietjie kleiner, en sy het hulle toe seker 'n vaste koel ingesit om die afstand te kry, om daar te skiet, maar so het die veldslag plaasgevind, en ek dink is seker maar die sondagoggend, toe hulle nou weier gaan kyk in die skade, en als monitor, kom hulle agter dat daar waar die Zulu mag, waar die koel getref het, tussen die hoofmag daar was daar 30 Zulu generaals, en daai enkele skoot het 9 van daai 30 generaals gedood, en dit het amper sê 'n hele verwarring in die bestuur van die Zulus gebring, toe hulle ook aanval. So dit was een van die, om daai afstand met so 'n kanon te kon skiet, is 'n wonderwerk. Ja, as 'n mens nou... En nou besef, daar's 'n groter hand tot die hele geveg wat daar plaas. Ja, nou, ek dink in terme van vandag se vuurwapens, kanonne, drones wat gebruik word, goed wat hoe ver kan skiet, kilometers ver kan skiet, hè. Missiele wat vandag gebruik word in vergelyking met 'n kanon, hoeveel die oorlogstyg wat 'n mens daai tyd gehad het om dit te vergelyk, hè. Ja, okay, dis baie interessant daai. Voor ek vergeet, ek wil net sê, jy weet, hierdie goed kos alles baie geld, en ons het al vinnig daaroor gepraat op 'n tyd. Jy weet, so ons doen maar 'n beroep, ek wil net dit nou doen, ons doen 'n beroep op die publiek om by te dra, en ons sal later die besonderhede daarvan gee. Jy kan vir ons ook 'n bietjie besonderhede gee van kostes ensovoorts. Maar gaan voort met die geskiedenis van julle vereniging, hoe dit gevorder het. Ek het eendag van iemand was hier by my gewees en het my foto's gewys van die miniatuur kanonnetjies wat ouens maak, kleintjies, kopergoed wat baie klein is, wat net 'n uitstallingkie is, amper maar soos hierdie ene, maar nog kleiner as hierdie is. Dis dit deel van julle vereniging, of is dit ander groepie ouens wat sulke goed maak? Die modelvereniging van Pretoria, die Swartkruit modelvereniging, hulle bou klein kanonnetjies wat afvuur. Dis hoekom hulle het ook hulle laat akkrediteer dat hulle Swartkruit mag gebruik, hulle mag het stoor en dan nie gebruik, en baie keer doen hulle dit ook waar publiek is, so hulle gaan ook die kanon kursus en word sertifikaat aan hulle uitgereik. So dit is baie na in die ouens se hart, en daar spesifieke kanonne wat uitgelig word, soos die enetjie wat die Lansan is, die raskanon wat 'n eie geskiedenis is. Ons is so bietjie later by dit uitkom. Maar wat toe nou verder gebeur het, ons het toe nou die kanon oorhandig daar op die terrein. Ek het die voorreg gehad dat altyd my kleinkinders was betrokke met die oorhandiging van Weeskind. Want hulle het uitrusting gehad wat eintlik nie, die oogmerk was nie om hulle deel te maak nie. My kleindogter het 'n kappie gekry, my kleinseun het 'n onderbaadjie soos sy oupa, maar die oomblik toe ek moes oorhandig en ek dit moes doen, toe kom dit deur my hart en sê, maar dit gaan nie oor ons ouer mense nie. Dit gaan oordra na jou jeug toe, jou kinders. En ek vra die twee om saam te stap. Nou, as ons 'n kanon oorhandig, dan gee ons nie net 'n kanon nie. Dit was met die eerste Grietjies oorhandiging by die Voortrekker Monument, as ook soos met Weeskind en dan die ander Grietjies wat ons gee 'n Bybel saam. So 'n groterige Bybel wat ons saam gee, want ons moet die volle mondering gee. Dis wat die Bybel sê, en dit is vir ons 'n geloofsaak. Jy weet, elke keer wanneer ek die kanon afvuur, dan is dit nie net 'n seremonie en jy vuur dit af nie. Ek betrek die laaste stukkie van die gelofte as deel daarvan, en sê ek daar, dat die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Alle eer
aan die God van Abraham, Isak en Jakob. So hy definieer watter God. Ons erken 'n lewende God. So dis vir ons 'n godsdiensthart, dis 'n uitbreiding, en dis hoekom dit vir ons belangrik is om die terreine toe te rus. So Bloedrivier was toe nou redelik toegerus, maar toe sit dit ook later dat daar was 'n behoefte met 6 April, is 'n gelofte wat gevier was by Paardekraal, en het hulle my uitgenooi om daar 'n skoot te kom afvuur, wat toe ook 'n eerste skoot op die terrein is. Die behoefte van 'n Griekie kanon vir daai terrein het ook daar ontstaan, en daar was baie skimpe gegooi. Nou terug, ons het nie fondse nie. Wat ons doen in samewerking met die Voortrekker Monument of die Paardekraal Komitee, is dat ons kry briewe van hulle, wat sê in samewerking met hierdie verenigings, en hulle is artikel 21 maatskappye, hulle is nie winsbejag nie. En die ZAR bou ons hierdie kanonne en vra ons, jy weet, 'n donasie om die kostes te delg. Nou, huidiglik, laas jaar was 'n duur jaar. Ons het 2 kanonne gebou en die kostes het ons hierso, ek dink, naby R48.000 gekos. Jy weet, ou sit met die giet van die lope, jy sit met die boor van die lope, jy sit met die, om het te beveilig, om die druktoetse te doen. Dan kort ons wiele, en daar het ek baie staat gemaak, as koördineerder om die projek in die gang te kry van Prof. Erik Holm. Hy spesialiseer daarin. Ou het ou hout gekry, jy moes dit opsaag, daar is nie ouens wat die fasiliteit het nie, so dis 'n groot koördinering. Nou, verlede jaar, soos wat ek gesê het, jy weet, ou vra die publiek, ou te banknommer, en die ouens plaas het, die Voortrekker Monument bestuur het vir ons, en ons onttrek het soos wat ons die kostes moet betaal. Nou, huidiglik dra ons nog swaar, ek dink 2 van ons dra die kostes, die voorsitter en die ondervoorsitter van die ZR Kanoniers dra redelike groot koste op hierdie stadium. Ja, nou is dit nog, dis pensioengeld wat nou ter sprake is. Dis pensioengeld wat nou sit, maar ou doen dit vir die Here, en ou aanvaar, hy sal voorsien, en hy het voorsien. Met weeskind het ons dieselfde gedoen, en hy het voorsien. Net so 'n bietjie inligting oor weeskind, daar is so 90 kg koper in weeskind. Nou, ons kan die koperpryse goed gaan kyk daar, en dan is daar arbeid in, en so wiele, en die vervoer daarvan. So daar is redelik kostes betrokke. Maar so kom het dat die behoefte toe nou by Paardekraal ook is, en die skimpe raak toe nou groot deur die jaar, verlede jaar. En toe geloftedag nader kom, toe die druk is daar 'n moontlikheid. En een van die terreine wat ons ook besef het, ons 'n kanon sal moet voorsien, is die Voortrekker Monument. Hulle sit met hulle kanon, ek dink is Sarah of Johanna is haar naam, en sy begin uitgedien raak, dit is 'n kanon wat hulle ook iewers gekry het, en het ons beskou, maar okay, dis die 2 prioriteit terreine, wat ons ook kanonne moet sit. Nou, die goedkeuring gesê, dis haalbaar nog, maar dit was toe verlede jaar 5 November. 16 Desember is geloftedag, en die gedagte is toe, ons het in die werk gespring, Johan het gefokus op die ysterwerke wat die gietwerk is in die loop. Ek moes vir Dix Diederiksen staalwerk, want ek is nie 'n goeie swyser nie. En so het ek ook Dr. Des Sinclair, 'n Nieu-Zeelander, wat in ons gebied 'n museum besig is om te op die been te bring. Hy het klaar uitstallingsgedeelte, maar hy het in 'n droom het hy die opdrag gekry, maar hy met die Afrikaans se boere heritage, om het so te stel, te beskerm. Ja, maar in die regering, ek meen, is toch 'n gedeelte van die gemeenskap in Suid-Afrika, van die inwoners in Suid-Afrika, wat ook 'n heritage is, soos jy sê, maar hoekom is daar nie bydra van die regering se kant af nie? Het julle al genader? Ek dink hulle beskou dit om dit een kant te hou, en hy het politieke vrywaring ook op sy grond gekry, want ou vind dat alle oudhede is in belang van die regering, en hulle kan daaroor besluit, en die regering van die dag, en dis die inligting wat ek het, verkoop links en regs op die internet, van ons amper sê Afrikaner, wat in ons land moet bly, as hulle so, hy het klomp van die goed opgekoop, en investeer daar. Waar kom die regering aan dit?
Waar vandaan? Hulle is in beheer van al die museums. Die Dietsoning museums behoort aan So hulle raak nou ontslaaf van die museums wat bestaan oortollig. het. Hulle klem op uitstallings verander en dan onttrek hulle goed uit die vloer en is oortollig en verlore raak. Dit is ongelukkig. Dis die inligting wat ek gekry het. Iemand kan miskien die teendeel bewys, maar Ons praat glad nie politiek nie, ons wil nie politiek praat nie, maar daar is ander kultuurgroepe wat 'n fantastiese uitstallingsgedeeltes het, wat hulle een keer 'n jaar vir 2 dae lank hier hulle kultuur geniet, wat duidelik geld is wat van die regering afkom. Nou, Saterdag en Sondag. word hier weer... Jy weet waarvan ek praat. So, en dit is geld van die regering daar. Hulle kan tog nie net een kultuurgroep bystaan nie. Ek dink 'n mens moet begin druk uitoefen en sê, soek finansies om hierdie kanonne te maak. En dis mos nie, dis geskiedenis en dit is gebruik teen die Engelse. Jy weet, Engelse oorloë ook. 'n bekommernis vir my onder ons nuwe regering is dat daar is baie geskiedenis van hulle eie geskiedenis en terreine wat geskep is wat verlore gaan. Want dis of daar nie 'n sentiment onder die mense is hoe belangrik die terreine is. Jy weet, as jy weet nie waarheen is jou pad as jy nie weet waarvan of jy kom nie, en dis maar ons sentiment. Maar ja, so het ons toe aan die werk gespring. Ons moes toe nou vir Grietjie, vir die Voortrekker monumente Grietjie gee as ook Paardekraal. En met skakeling met want daar was toe skakelpersoon by die Voortrekker monument. Toe word die inligting deurgesê, maar luister, daai kanon moet gereed wees teen die 9de Desember 2025, want dit is wanneer die eerste gelofte afgelê was deur die Voortrekkers met die strafkommando vir Dingaan. So ons moes die oorhandiging die 9de gereed het. Ons het die 5de begin. So daar was redelik rondgehardloop. En toe nou met Paardekraal, want hulle datum is van hulle gelofte op die Paardekraal terrein is nie die 16de Desember, is die 13de Desember. Hulle sou ook seker gelofte daar gevier het die 16de, maar met die Anglo-Boereoorlog, die 13de met die opdrag van Paul Kruger, maar teen die 16de, toe die oorlog al begin op Potchefstroom toe die eerste skote klap. So dit was onvoorsien en dit is waar hulle die 13de op hulle gelofte terrein gehad het daar. Ons het toe, en toe sit ons nou met die datum, die 13de is vir Paardekraals met oorhandig. En ja, die spannetjie het mooi gewerk dat mense het hulle bereid gestel. Jy weet, so sit ek het vir Dix Diederiksen, hy was ook bly in ons gemeenskap, hy het die staalswyswerk gedoen. Ek het vir Klaas Prinsloo, wat direk betrokke is by die Witkruismonument. Hy het hom bereidwillig gestel om te help, Dr. Desinclair, my buurman Johan Rademan, en elke ou 'n skaaf en 'n skroewedraaier en 'n saag, en ons het teikendatum bereik. Ons het op die 9de oorhandig die aand. Ongelukkig was dit reën en was daar aanvaar die aand sou heel uitreën. Daar was volksspele en allerhande goed daar in die een saal. Maar die Here het vir ons 'n opening gegee dat ons wel die skoot en die oorhandiging kan doen. En wat die aand toe nou gebeur daarso, en dit is op die terrein met oorhandiging met die wat Dr. Lange toe nou nie daar is met die reën moontlikheid, was daar 'n agterkleinkind van Sarel Silje. En hy het gevra hy wil die gelofte doen. So het ons die kanon daar getrek met die mense teenwoordig. Die agterkleinkind het op Grietjie geklim. Sy het die Bybel in ontvangs geneem wat ons vir hulle gegee het en is die gelofte afgelê deur Sarel Silje se agterkleinkind. 'n skoot daarnaas toe met Grietjie afgevuur om die oorhandiging te bevestig en het Sarel Silje se agterkleinkind en my kleinkind tesame het hulle die skoot waargeneem daar. Die amptelike oorhandiging was toe nou die volgende dag, wat toe nou die 10de is, 10de Desember 2025, waar Dr. Lange toe die kanon en die Bybel als in ontvangs geneem het, en het ek en my kleinseun die skoot daar waargeneem.
Hy is nou baie trots daarop, hè? Hy is baie trots. Hy is nou 'n junior kanonier. Jong, soos een van die ouens Klaas en een van sy berigte daar gegee dat hy raak nou veteraan, die klein mannetjie van 10. Ja. Maar nou, Ja. wat toe nou gebeur het, die 13 het ons die kanon deurgevat, die span het deurgegaan en het ons die kanon oorhandig. Daar was ook reën die dag. Ons het die kanon op 'n hoek van die terrein wat beskermde dak oorgehad het ons gesit. Ons was bietjie bang dat die klank die ore bietjie sal seermaak, so die lading het 'n bietjie laer gemaak daar. En is die skoot afgevuur en was die hele oorhandiging van die kanonne op die terreine vir ons 'n teiken wat ons bereik het daar. Nou, wat ons doen as ons die skoot afgevuur het? Ek as ook Sima Sarel Silje, want ek is nou die kanonier en wat hulle onder my toesig het daar. Elke keer dan sak ons op ons knieë en ons sê gebed en dank die Here. So het ons ook op paardekraal met my seun, my kleinseun en ek self ook. En toe het ons hele spannetjie wat saamgewerk het, saamgekom daar. En ons het 'n gebed gedoen. Dr. Desencleer het vir ons 'n gebed gedoen en ons die Here gedank vir wat hy ons toegelaat het om te doen. Ja, En dis 'n opdrag. Dis goed wat oor die hart kom. So het ou met die kanonne die mekaar geraak. Nou ja, soos ek sê, die terrein is vir ons belangrik daar. Maar nou so sit ons ook met Grietjie. En nou praat nou oor die Anglo-Boereoorlog. Grietjie was iewers begrawe agter 'n polistasie en ek verbeel my dis Ermelose polistasie en toe sy weer opgegrawe en sy deel geword van die boere se slaankrag. Nou ek glo Grietjie was op Paardekraal terrein self gewees, want dit is die groep mense daar het afbeweeg na Potchefstroom toe. So Grietjie het werk gedoen op die Engelse ook. Maar wat die boere toe nou agterkom, want Grietjie se klein skeepskanon. Haar reikafstand is nie baie ver nie. En baie keer het jy nou gewapende magte wat beter toegerus was as die boere, want hulle het verskillende gewere en ammunisie gebruik, so jy kon nie onder mekaar ammunisie uitruil nie. En was Grietjie ook gebruik, maar sy het nie reikafstand gehad nie. En wat toe nou gedoen is, hulle het haar baie keer swaarder gelaai om 'n verder skoot te kry, en met die het sy toe nou ook haar fabrieksneek, sy het agteroor geslaan. En op 'n punt was die voorste, om te sê die bek van die kanon, het 'n stuk uitgebreek. En die generaal en beheer was toe bekommerd dat Grietjie dit nie lank gaan maak en verder bars daar. En so kry die Martinus ras en sy broer, wat woonagtig was hier by Brits, kry hulle toe die opdrag om te sê, maar luister, gaan sit vir ons 'n band op, laat ons Grietjie beskerm daar. Hulle het toe nog gegaan, suksesvol die band opgesit, en Grietjie soos wat sy in die Sinutaafsaal is, die band is tans nog steeds op haar punt daar. Ja. Maar in elk geval, en so sê die generaal toe vir hulle, maar julle het dit nou suksesvol, julle nie gaan kyk of julle vir ons 'n kanon kan bou nie. En hulle is toe nou terug, hulle het by die plaaslike hardeware winkel die nodige gekoop daar, en hulle toe nou waarbande en so bou hulle toe die eerste kanon. Sy naam was Martini, soos wat Martinus ras daar. Hy het 'n vierkantige agterblokstuk gehad, en hy het ook met waarbande het hulle hom in mekaar gesit, so hulle die goed korter gesny om die loop te beskerm daar. En met die afvuur, toe was hulle lading te hoog en 'n stukkie toe agteruit gebreek. Nou baie insette word gesê is dat hulle die loop reggemaak om toe die kanon wat toe nou bietjie anders gelyk het as die Martini met 'n ander drukstuk agter wat soos hierdie kanon tans hierso lyk. Het hulle toe nou gemaak en die kanon was toe gedoop die raskanon. Nou hier is 'n replika van die raskanon wat latere jare gemaak is, 'n klomp replikas, om fondse om 'n werklike replika, volskaal replika te doen vir die militêre eenheid. Ek dink is die meganiese komponent daarvan by die universiteit. En dit was 'n manier geskep om fondse te in vir hulle daar. Dis hierdie 'n fantastiese stuk, ja. Ja, die belangrikheid van die kanonnegoed word beskou eintlik as die begin van krygkor.
Dis die eerste plaaslik vervaardigde kanon is die raskanon wat die replika is. So dis vir ons belangrik om die goeders te weet en deur te gaan daar. Met die oorhandiging daar by Paardekraal het ons ook 'n sertifikaat gekry van hulle ter erkenning vir die oorhandiging van die kanon op Paardekraal. Van die Griekie, ja. Nee, ek voel baie sterk daaroor. Ek dink daar moet 'n drukgroep kom en die regering moet aangespreek word om by te dra tot hierdie. Dis kultuur van ons mense wat in Suid-Afrika woon, nevermind van geskiedenis, van politiekery, dit gaan oor 'n kultuur, want daar's ander kultuurgroepe wat fondse kry van die regering. So dis 'n diskriminasie om sekere groepe by te dra. Die koste is hieraan verbonde, moet van die regering kom, daar moet 'n begroting daarvoor wees. Ek moet sê hartseer, want dit is nou tradisie om nou elke jaar te skiet op die terrein op Bloedrivier self en op die ander gelofte terreine. Verlede jaar was daar nie 'n skoot afgevuur nie. En die rede daartoe, omdat dit eintlik nou president Cyril Ramaphosa het die area besoek en eintlik net die Nkomo museum wat aan die oorkant is wat die Zulu geskiedenis vertel, het hy besoek en as gevolg van sy nabyheid kon die terrein wat omtrent 'n kilometer terug is, mag hulle nie 'n skoot afgeskiet nie. So dit was 'n hartseer. Ek weet nie of dit 'n moedswilligheid was nie. Ja. Maar daar was toe nou nie 'n skoot afgevuur nie, maar die Nkomo museum word gefinansier. Ja. Maar die terrein self, Bloedrivier as ook die Voortrekker monument kry geen finansiering. So hulle is aangewese op aktiwiteite om fondse te en is dit vir ons ondersteuning om hulle te kan help daarso. Ja, nee, meestal moet iets aan die gang sit daarmee wat dit betref. Maar daar is so baie goed wat ons uitverloor op. Net interessant het ek kyk hier na die blik en die ZR en dis eintlik Johan Greiling wat die geweersmid het, moes homself weer gaan bekwam om swartkruit te maak, om magtiging te kry daarvoor, en hy maak 'n pyk swartkruit. Ek dink die industrie of die ouens wat eintlik daar buite is, ken hom as die ZR kruit wat ons het daar. Hy het maar ook weer die klem van die vierkleur in die ou Boererepubliek, die ZR. Ja. Maar wat interessant is op die blikkie heel onderkant, wat hy ingebring het, en dis nou maar, hy sê not for sale to the British, en dit is nou verwysing destyds met die ZR en die Boerevereniging. Daar was al gevra dat luister, dit moet nou afkom daar onder van die Engelse ouens wat nou ook gebruik maak met die kruit. En Johan voel nogal sterk oor. Hy sê jong, as Engeland hulle oorlogskuld betaal, dan sal ons daai afhaal. Ja, oké, ek stem saam. Hoorie, maar die publiek mag jy so iets besit? Jy mag nie besit nie. Jy moet jou bekwam, soos ek sê, jou swartkruit, magtiging, bekwaamheid, die polisie reik vir jou uit dat jy is, en dan moet jy toestemming kry om swartkruit te vervoer en te besit daarvan. En dan as jy nou verder gaan waar jy publiek betrokke het, soos ek sê, moet jy 'n kursus bywoon, ons reik 'n sertifikaat uit, om eintlik so ook maar ons stokperdjie te beskerm binne die wet. En waarvan word swartkruit gemaak? Wat is dit? Swartkruit is 'n samestelling van salpeter, blomswaal en houtskool. En ek dink dit was amper sê deur die Chinese ontdek, wat buskruit veroorsaak het, en toe is die mengsel verfyn dat hy eintlik nou 'n pykkruit gebruik is. Hy is vinnig, waar jou ander nuwe cellulose kruit brand anderste en hy bou die gas op, is hierdie 'n redelike vinnige kruit. Ja. Ou skrik nogal as jy vir 'n rukkie naby hoopie swartkruit trek. Dan reageer hy. Ja, hy is vinnig en hy is effektief. Ja, ja. Ziet jy, nee, dis baie interessant. Ons sal, jy sal vir ons foto's laat kry van verskillende goed wat gebeur het, waar julle die goed geplaas het, die kanonne en so aan geplaas het. Laat ons net 'n bietjie dit inkorporeer by hierdie gesprek. Ek kan nie, wat is daar nog miskien wat ons wou bekend maak? Hierdie was 'n foto wat jy, was dit by Bloedrivier daar gewees? Ja, die foto is waar ek die oorhandiging met weeskind daarso, en daar's my kleindogter en kleinseun wat my ondersteun het
Ja. Dis op die terrein op Bloedrivier. Ek het 'n klomp foto's wat ek julle ook sal voorsien. Ja. Ek kyk net na hierdie foto ook en dis ook 'n groot hart in ons gemeenskap of was in ons gemeenskap. Ja. Met ek dink 2007 se geloftefees was dit daar in Buffelsdrift gehou omdat ons die terrein verloor het hier om die dam. Ja. Hier was altyd 'n terrein en toe was daar 'n gebou gestig en toe is dit nie en toe raak dit eintlik interkerklik en rondgeval. So ons gebruik tans die geloftefees word tans by die Drie Susters Kerk roterend elke jaar gehou daar, maar Doom Benfourie was ek dink 28 jaar die voorsitter van hierdie komitee. Ja. En in 2007, ons het 'n klein klipkerkie daar so in Buffelsdrift op my terrein, het Doom Ben 'n spyker wat ek bekom het van die gelofte kerk in Pietermaritzburg. En hy het daai spyker gevat en in ons kerkie se kusyn geslaan as 'n direkte bind tussen ons daar. Ja. Is daar sprake dat ons teruggaan na daai gelofte gebou deur wie gebou was destyds? Was dit nie 'n gemeenskap wat daai gebou opgerig het nie? Daar was 'n sinkgebou gewees om dak, want ek dink op 16 Desember was daar of altyd reën of daar het die son net jou verbrand en om bietjie koelte en beskerming te kry, was daar 'n struktuur gewees uit staal. Ja. Ek het nie foto's van dit nie. Ons soek graag as die gemeenskappe, as daar mense van dit het, sal ons dit graag wil hê, want ons wil 'n museum stig of 'n gedeelte van die uitstalling wil ons by Des Sinclair se museum gaan hê vir ons gemeenskap, want ons het nou 'n museum oor die Afrikaanse kultuur in ons gemeenskap met Des wat uitbrei. So dit sal belangrik wees om die geskiedenis van gelofte daar, maar wat toe nou gebeur is, ek dink die sinkgebou is afgebreek. Daar's 'n ontwerpte gebou, wat 'n baie moderne gebou is, wat verskillende fasiliteite, kombuisfasiliteite, 'n verhoog is daar gewees. Ons was ook daar elke keer gewees en dit was 'n regtig 'n moderne gebou gewees, wat nou wonderlik intussen vir wat gebruik was. Die gedagte was toe die terrein nou weggeval het. En dit het val onder natuurbewaring. Was daar versoek iewers gewees wat toe onsuksesvol was om 'n grondeis in te sit om die terrein nie te verloor nie, maar dit was lyk my nooit gedoen of suksesvol gewees nie. Maar natuurbewaring het toe nou die gebou ontwikkel daar en dit word vir opleiding en veral die doeleindes vir natuurbewaring gebruik. Die plaaslike geloftekomitee het dit vir 'n tyd gebruik en dan op 'n tyd as jy nie betyds is nie, word dit vir ander groepe uitgehuur en sit jy dat die terrein net na verlore geraak. So die poging is om hierdie jaar, ek praat in Oekrieks, ek dink 115 jaar wat ons bestaan is van ons gemeenskap geloftefeeskomitee, om moontlik die terrein weer te bekom vir die 15de of die 16de se gelofte op die terrein om net die ervaring te hê. So daar word pogings aangerig. Ja, dit sal goed wees. Wat is julle as 'n vereniging se vooruitskouing in terme van hoeveel van verskillende kanonne gaan julle beoog julle om tog weer te maak? Piet, ons wil nou eers deur die skuld kom en ons vorige skuld afbetaal. So dit is ons belangrik om nou miskien eers net fondse te kry daar. En dan is daar, soos ek sê, uit die Paardekraal komitee 'n behoefte, want hulle en Amajuba val onder dieselfde kam as artikel 21 maatskappy. Hulle is geaffilieer met hulle. Is daar behoefte om by Amajuba ook, alhoewel daar kanoniers getrek word uit ons opgeleide kanoniers om 'n skoot af te vuur, is daar behoefte om daar ook 'n kanon te plaas. Ek moet sê in Desember toe ons nou die druk gehad het om die volledige kanonne af te lewer voor datum, het Johan Greiling dit ingetrek waar hy die gietwerk uitgekontrakteer het na Johannesburg toe, het ingetrek by hom om sy vermoë verder, en was daar 2 lopige giet ook voor en afgelewer voor die 16de Desember. Een loop het Kraddock toe gegaan en een het Kaap toe gegaan, en daar het ouens dit seker ook op onderstelle. So daar's 'n redelike ontplooiing. Miskien net om terugvoer te gee, destyds met die 5 kanonne
of die 5 lope wat Johan gegiet is, waarvan ek 1 gekry het, om terugvoer te gee, waar is die lope? Johan Greiling sit met 'n kanon in 'n griekie wat by hom is. Die een wat ek gehad het, is uitgereik aan Bloedrivier. Dan Barend Du Plessis, hy was 'n persoon, ek dink hy het van die 4 kleur, hy het die grootste vlag in die suidelike halfrond, so groot soos 'n rugbyveld, het hy 4 kleur gehad, hy is ook nou oorlede. En dan 'n loop wat ek gehad het, een van die skewe lope, het ek vir Herman Nel gegee. En iewers het dit geëindig by Des en Kleur op 'n kanon onderbasis. So Des het klare griekie in sy museum. En dan het ek gesit dat ek het nou nie weer 'n kanon nie, en ek het eintlik ons gemeenskap se kanon weggegee vir Bloedrivier. So ek het toe weer 'n onderstel gebou, en wat ons toe gedoen het, die 5de loop wat skeef was, het ons 'n dop ingesit wat die druk kan hanteer. En so dis 'n true replika van die een wat op Bloedrivier staan en die ander lope. En tans vier ons hom af. Ons het verlede jaar hom ook afgevier in ons gemeenskap hier by die hervormde kerk. En dis die toepassing daarvan. Ek het hom getyp, daai griekie, daai eerste een wat jy gehad het vir 'n tyd lank hier by my gestaan. Dit was 'n goeie aantrekking, mense het baie daarop gereageer, positief gereageer en kyk en so voort. Ek was spyt nou toe hulle hom nou moes wegvat vir ander doeleindes, jy weet. Maar dit is die een wat tans nou in Bloedrivier is. Dit hy, Dis die een wat op Bloedrivier. Wat daar was, Wat die boompie. Nee, Ziets, baie dankie. Dit was baie insiggewend. Ek dink menige mense in hierdie omgewing, soos ek gesê het, ons podcast is 'n gedagte is om mense in hierdie omgewing te betrek by geskiedkundige, by enigiets wat interessant is. Jan Boshoff het ander dag vir ons melktert gemaak. Ek gaan nog iemand wat broodbak oor die hele ontstaan van broodbak en spesifiek die kwaliteite rondom broodbak gaan ek dan ook te kry. Maar dan moet ons vir Des Sinclair moet ons vra, hy is die volgende ou dink ek, of een of ander tyd binnekort, laat ons bietjie sy museum se vordering ook bespreek, dat hy dalk vir ons iets sê, wat is sy gedagte, wanneer het hy begin daarmee, wat wil hy bereik daarmee, en dan 'n beroep doen op die mense om by te dra vir sy doeleindes. Sy museum moet eintlik 'n toerisme aantreklikheid word, definitief. Mense moet so toe kan gaan kyk wat daar aangaan, want waar anders sal ons so iets hê, as ons dit nie self doen, jy weet. Nee, wat ons, ek dink die Afrikaner is besig om sy voet in die deur te kry. Niemand gaan hom oorheers nie. En hierdie is baie interessante geskiedenis. Ons kan nog baie ander goeders ook nog byvoeg in terme van geskiedenis. Maar baie dankie. Dankie vir jou tyd en jou kundigheid en jou energie wat jy daarin sit. Jy weet, en die geld. Ek het jou gesê, ons sal kyk na bydraes wat ons ook sal maak. Dankie Ziets. Ek waardeer. Dankie. Baie dankie. Het was dankie vir jou hoor. Goed. Dankie. Beste. Dankie.